Goeienaand. Ek vertrou dit gaan goed met elkeen wat luister. Hierdie is seker een van die moeilikste boodskappe om te bedien en Vader het dit so op my hart gedruk en in die laaste tyd by die skole en by rugby-wedstryde, atletiek, as ek saam met kinders is, sien ek dit al hoe meer raak en waarin kinders vasgevang is en was byvoorbeeld vandag 'n geval en dis moeilik om daaroor te praat want baie mense is vasgevang in die geheim. Hulle het 'n geroep na vryheid, maar hulle sit vas in homoseksualiteit. En soos wat ek vanmiddag terugry, sit ek met 'n klomp seuns in die kar en hulle praat oor die een ou wat daar was wat gekies het om gay te wees en my seun haak af en sê, maar hy's eintlik awesome, hy het net baie seer gekry en al wat hy nodig het is liefde. Maar elke ou verstaan nie alles so mooi nie. En hierdie boodskap wat ek vanaand bedien is al baie lank op my hart en hy's voorberei en gebid daaroor en ek sien die stryd wat mense het met homoseksualiteit en ons gesels vanaand daaroor. Maar kom ons buig eers ons hoofde. Here Jesus, vanaand kom ons nie met vingers wat wys nie, maar met harte wat buig. Ons kom nie om mense te oordeel nie, maar ons kom om die waarheid te hoor. Heilige Gees, kom vul hierdie plek. Kom raak harte aan wat seer is. Kom bring lig waar daar verwarring is. Kom bring vryheid waar mense vasgevang is. Here, U sien die dinge wat niemand anders sien nie. Die geheime, die stryd, die trane in die nag. Ek bid vanaand dat niemand veroordeel sal voel nie, maar dat elkeen die stem sal hoor. U is nie 'n God wat wegstoot nie. U is 'n God wat roep, kom na my toe. En ek bid dit vanaand in die naam van Jesus Christus alleen. Amen en amen. Ek het 2 teksverse wat ek met julle wil deel, wat ek voor die tyd gaan lees. En dit gaan later in die woord gaan dit ook weer verskyn. Maar ek wil hê julle moet 'n aantekening daarvan maak in Johannes 8 vers 36. As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. En 1 Korintiërs 6 vers 11. En dit was sommige van julle, maar julle het jou laat afwas. Let op. Dit was sommige van julle, nie dit is vir altyd julle identiteit nie. Daar is mense wat vanaand hier luister of wat hierdie boodskap gaan hoor en hulle dra iets wat iemand weet, wat niemand weet nie, niemand weet daarvan nie. Dis 'n gevoel, aantrekkingskrag, 'n stryd, 'n geheime lewe. En baie van hulle voel, ek pas nie in nie. God sal my nie aanvaar nie. Ek is vasgevang en ek weet nie hoe om uit dit te kom nie. Die waarheid is liefde. Ons moet eerlik wees. Die Bybel leer dat sekere seksuele praktyke buite God se oorspronklike plan is. Maar luister mooi. Hierdie preek gaan nie oor veroordeling nie, asseblief. Hierdie preek gaan oor vryheid. Wat dieselfde Bybel wat sê iets is sonde sê ook, daar is vergifnis, daar is herstel, daar is nuwe lewe. En ek wil sag praat, ek wil nie hard praat en
'n vinger wys nie. Maar die groot misverstand is, baie mense dink die kerk haat mense wat sukkel met hierdie dinge. Maar dit is nie God se hart nie. God sê nie, bly weg van my af nie. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Die werklike storie, lewensgetrou. Ek vertel vir jou 'n storie wat gebaseer is op 'n werklike gebeurtenis van 'n jong man. Kom ons noem hom sommer Daniel. Daniel het groot geword in 'n gewone huis. Hy het nie gekies om anders te voel nie. Teen sy tienerjare het hy begin agterkom. Hy voel nie soos ander seuns nie. Hy voel aangetrokke tot mans. Hy was bang. Hy het gebid. Here, vat dit weg. Maar niks het oornag verander nie. Hy het begin dink, daar is iets fout met my. Ek is anders. Ek sal nooit normaal wees nie. Hy het begin wegbeweeg van God. Nie omdat hy wou nie, maar omdat hy gevoel het, God wil my nie hê nie. Hy het later in 'n verhouding ingegaan, maar diep binne hom was daar altyd 'n leegheid, 'n skuld, 'n stem wat sê, hierdie is nie wie jy is nie. En een aand alleen het hy op sy knie geval en gehuil. Here, ek weet nie meer nie. Ek kan nie meer beklei nie. As U my tog wil hê, help my. En daar, in daardie gebroke plek, het hy nie veroordeling gevoel nie. Hy het God se teenwoordigheid gevoel. Nie 'n stem wat sê jy is vuil nie, maar 'n stem wat sê ek het jou nog altyd liefgehad. Nou mensies, die werklike stry. Kom ons wees eerlik vanaand. Hierdie is nie maklik nie. Hierdie is regtig, dit vat baie van my om hierdie boodskap te bedien, maar mense sê soms, hou net op. Maar dit werk nie so nie. Dit is emosionele bindings, identiteitsvrae, verwerping, seer van die verlede, diep gewoontes. Dis 'n proses van genesing, nie net 'n besluit nie. Die groot vraag is net, wat voel ek? Die vraag is, wie regeer my lewe? Ons identiteit in Christus in 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Ek sal graag aanraai as jy 2 Korintiërs 5 vers 17 die 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 verse voor dit en na dit ook lees. Hier is dit 'n kort opsomming en jou gevoelens is nie jou finale identiteit nie. Jesus is jou identiteit. 'n Pad na vryheid. Ons gee 'n paar riglyne. Wees eerlik voor God. Stop wegkruip. Sê, Here, hier is ek, net soos ek is. Aanvaar God se liefde. Jy kan nie verander as jy dink God haat jou nie. Genesing begin by God het my lief, selfs nou. Gee jou lewe oor, nie net hierdie een area nie, alles. Moenie alleen bly nie. Vryheid gebeur nie in die geheimhouding nie. Kry iemand, kry 'n pastoor, 'n mentor, iemand wat in liefde kan help. Hernie jou denke. Romeine 12 vers 2. Jou denke moet verander. Jou waarheid moet God se woord word. Wees geduldig met die proses. Dit gebeur nie oornag nie, maar God werk. Die belangrike waarskuwing. Ons sê nie verander jouself met krag nie. Ons sê laat Jesus jou verander. Hoop vir elkeen. 1 Korintiërs 10 vers 13. God is getrou. Hy sal nie toelaat. Daar is altyd 'n uitkoms. Aan die wat seer gekry het, as iemand jou al veroordeel het, uitgesluit het,
seer gemaak het. Ek sê vir jou vandag, dit was nie God se hart nie. Jesus roep vanaand nie die perfekte mense nie, nie mense sonder stryd nie. Hy roep gebroke mense, eerlike mense, mense wat sê, Here, help my. Kom ons sluit af. Ek gaan net hierdie woord vir julle net daar los, om na te luister en daaraan te dink, en na die tyd sal ek my nommer vir jou los, en jy is meer as welkom om my te kontak. As ek kan vra via WhatsApp, asseblief, foon bly besig. Ek kan nie aldag by die oproepe uitkom nie, maar die WhatsApps antwoord ek terug. En ek wil graag vir jou bid en met jou 'n pad stap, en ek weet, dit is nie maklik nie. Dis 'n stryd wat jy vir niemand anders te kan oorvertel nie. Maar met Jesus kan jy daardeur kom en vrykom. Maak tyd, terwyl daar nog tyd is. Ons buig ons hoofde. Here Jesus, U sien elke hart hier vanaand. U sien die mense wat glimlag, maar binne is hulle gebreek. U sien die wat sukkel met dinge wat hulle nie eers kan verduidelik nie. Here, vanaand bid ek, breek die kettinge van skaamte. Breek elke leuen, ek is verwerp. Breek die vrees om na U toe te kom. Here, laat elke persoon hoor, Jy is geliefd. Ek het jou nie opgegee nie. Kom na my toe. Heilige Gees, begin werk van genesing, van herstel, van waarheid. En waar daar mense is wat vasgevang is, bring U lig, bring U vrede, bring U vryheid. Ons kies vanaand nie veroordeling nie. Ons kies Jesus. En ons bid dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen en amen en amen. Asseblief, kom gesels met my. Ek is daar om te luister. Ek is daar om vir jou te bid. Ek is daar om jou hande omhoog te hou. Maar moet asseblief nie dink, jy is net 'n stuk gemors. Glad nie. Die Here het vir jou lief, net soos jy is. Kom en ons werk aan 'n plan. My telefoonnommertjie is 062 842 8396. En ek stap die pad saam met jou. Alle homoseksuele wat sukkel, daar is hoop. Daar's 'n uitkoms. Liefde, tata.